Het jy al ooit gewonder hoekom sommige gebede kragtig voel, amper asof die hemel oopgaan, terwyl ander koud en leeg klink? Dis nie omdat God sommige mense meer liefhet as ander nie. Dis omdat daar sekere maniere is om te bid wat sy hart raak. In hierdie video gaan ek met jou 5 gebedsgeheime deel wat nie net vir jou antwoorde bring nie, maar wat jou nader gaan trek aan die een wat luister. Hallo, my naam is Dani Mattee. As jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe gerus. Ek het uiteindelik so by die 10,000 subscribers uitgekom en ons is op pad nou na 20,000 toe. So wees een van daai as jy nog nie is nie. Nou ja, as jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om ook 'n member van die kanaal te word. En aan al my members baie dankie vir julle ondersteuning van my bediening. Nou ja, kom ons begin en ons gesels oor gebede wat God se hart aanraak. En die eerste metode of die eerste geheim wat ek vandag met jou wil deel, mag dalk baie eenvoudig klink, maar dit het die potensiaal om jou gebedslewe te verander. En dit is 'n gebedsstap. Ons lees in Genesis 3 waar God vir Adam gemaak het en vir Eva en dan stap hy in die tuin van Eden en dan roep hy na Adam want hy wil gesels met Adam. Want dit is hoe God vir ons gemaak het. Hy het vir Adam en Eva geskep om in 'n verhouding met hom te leef, waar hulle kan stap in die tuin en gesels soos vriende met mekaar gesels. Natuurlik as gevolg van sonde het dit nie uitgewerk nie, maar dit was God se oorspronklike bedoeling. En daarom raak dit sy hart wanneer jy gaan stap en jy met hom gesels. So, kry vir jou 'n stapplek. Miskien is dit wanneer jy gaan stap vir oefening op die blok. Ek persoonlik stap elke oggend saam met my seun Daniel skool toe en dan wanneer ek terugstap, dan is ek alleenig saam met die Here. En ek weet hy stap saam met my en dan gesels ek met hom oor die dag wat voorlê. En dit is 'n wonderlike en 'n heerlike lekker manier. Nie net vir my nie, maar ek weet dit raak ook God se hart. En Abraham stel vir ons die voorbeeld, toe God vir Abraham kom kuier daar by sy tent, toe staan hulle op en hulle gaan stappe eentjie. En God besluit hy gaan vir Abraham vertel wat hy beplan met Sodom, dat hy Sodom gaan vernietig as gevolg van hulle sonde. En dan lees ons hier die hele gesprek tussen Abraham en God, waar Abraham elke slag pleit vir Sodom. Hy sê, maar as daar net soveel geregtiges is in die stad, sal u dit nie maar spaar nie asseblief. En dan elke keer kom God terug en dan sê hy, ja, ek sal, maar daar is nie. So stel Abraham, die vader van die gelowiges, vir ons die perfekte voorbeeld. Stap saam met God, gaan op 'n wandeling saam met God, waar dit ook al is, dalk langs die see as jy gelukkig is om by die see te bly, of dalk in die park, of sommer dalk in jou straat af, wanneer jy vir 'n bietjie oefening gaan loop. Maar stap, en wanneer jy alleen stap, gesels met die Here. En dit bring my by die tweede metode om te bid, of die tweede gebedsgeheim, en dit is, gebruik 'n gebedeboek. Nou ja, 'n gebedeboek beteken jy skryf neer waarvoor jy bid. En wanneer God 'n gebed beantwoord, dan skryf jy daar agterna. Op hierdie datum, op hierdie tyd het God die gebed so beantwoord. Jy sien, in die Bybel kry ons eintlik voorbeelde daarvan, want Jesus leer ons dat ons nie moet bang wees om te vra en te vra en te vra nie. Want ons as mense is geneig om baie maklik vir die Here net 'n ding te vra, maar môre het ons alweer vergeet wat ons gister gevra het. Want dit is nie regtig vir ons so belangrik nie. Maar wanneer ons elke dag getrou vra vir 'n ding, dan kom God agter, wow, hierdie ding lê regtig swaar op ons hart. En dan luister hy. Dink maar aan jou kinders. Kinders vra so baie keer vir hulle ouers, hulle wil dit hê, hulle wil dat hê, maar hulle onthou dit nie. Maar as daar regtig iets is wat hulle wil hê, dan wil ons as ouers dit so graag vir hulle gee, want ons kom agter, hulle praat die hele tyd daaroor, hulle vra die hele tyd daarvoor. Dan weet ons, hulle het dit regtig op die hart. Dit is wat hulle graag wil hê. En so moet ons ook oor en oor, dag vir dag, dieselfde ding vir die Here vra. En Jesus stel vir ons die voorbeeld daar in die tuin van Getsemane, voordat hy gevange geneem word, dan bid hy. Ons sien dat hy vir Petrus en Johannes saam met hom vat, en dan sê hy vir hulle, waak hier terwyl ek daar gaan bid, en dan gaan bid hy, en dan kom hy terug na hulle toe. En dan vind hy hulle aan die slaap. En dan lees ons in Markus 14, het Jesus weer dieselfde gebed gaan bid. En dan gebeur dit nog 'n derde keer ook. Hy gaan bid daai selfde gebed, en die gebed wat hy natuurlik gebid het is, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, maar moet nogtans nie maak soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus het gedurig gebid. Hy het nie bang gewees om
'n paar keer vir dieselfde ding te vra nie. En hy vertel ook vir ons 'n gelykenis in Lukas 18 van die regter, die onboetvaardige regter. Ja, dis 'n vreemde woord wat mense nie dikwels gebruik nie, onboetvaardig, maar dit kom daarop neer dat dit 'n hardvogtige man was. Hy het nie veel vir sy medemens omgegee nie, maar hierdie regter, alhoewel hy nie baie regverdig was en 'n goeie mens was nie, was daar 'n vrou wat na hom toe gekom het met haar saak en vir hom gevra het, asseblief, help my in my saak teen my teeparty. En aanvanklik wou hy nie, maar sy het aangehou, sy het elke dag gekom en elke keer as sy hom sien het sy weer en weer gevra, soveel so dat hy later gesê het, nou goed, ek gaan jou maar help, want as ek nie hierdie vrou help nie, gaan sy nog op die ouend kom en my dalk 'n klap kom gee. Ek sal maar net daar help, omdat ek weet, sy gaan nie ophou vra nie. En dan sê Jesus, as 'n onregverdige, as 'n hardvogtige regter so optree, jou sal help, omdat jy aanhou vra, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie ons gebede beantwoord wanneer ons vir hom iets vra nie. So, moenie skaam wees om elke dag oor en oor te vra en te bid nie. En om dit reg te kry, het jy natuurlik 'n gebedeboek nodig. Jy moet neerskryf wat jy bid, waarvoor jy gister gebid het, waarvoor jy eergister gebid het, waarvoor jy verlede maand gebid het. Gaan kyk 'n bietjie terug as jy 'n gebedeboek het. Hoe wonderlik God jou gebede beantwoord. Die derde praktyk wat God se hart aanraak, is bid saam met ander. Dit is so belangrik dat ons nie net alleen op ons eie bid nie. Ja, natuurlik moet ons alleen bid, maar ons moet ook saam met medegelowiges bid, want Jesus sê vir ons, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Hy sê vir ons, wanneer 2 mense op aarde oor enige saak saamstem, sal ek dit vir hulle gee. Ja, God wil hê ons moet saam bid, en die vroeë kerk stel vir ons die perfekte voorbeeld. Ons lees in Handelinge 2 vers 42, een van die dinge wat die vroeë kerk gedoen het, hulle het van huis tot huis gegaan, die gemeenskaplike maaltyd geëet, en hulle het saam gebid. En wanneer Petrus gevange geneem word, dan bid hulle saam, hulle kom by mekaar en hulle bid saam. En die engel kom bevry Petrus uit die tronk, en dink maar dat toe die Heilige Gees uitgestort was, wat het die disippels gedoen? Die gevolgelinge van Jesus, hulle was saam en hulle het saam gebid. So gesamentlike, gemeenskaplike gebed is so belangrik. Kry vir jou iemand, kry vir jou mense, gelowiges, medegelowiges, saam met wie jy gereeld en getrou kan bid, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, sê die Here. Die 4de gebedsgeheim of gebedspraktyk wat God se hart aanraak is, kry vir jou 'n stil bidplek. Weer 'n keer het Jesus vir ons die perfekte voorbeeld gestel. Ons lees in die evangelies dat hy na die berg opgegaan het, net nadat hy die broodjies en die visse vermeerder het en vir die duisende kos gegee het, gaan Jesus teen die berg op na 'n stil plek om te gaan bid. Ons lees ook in Markus 1 vers 35 dat hy vroeg in die oggend opgestaan het en na 'n eensame plek, 'n stil plek, toe gegaan het om te bid, om met sy Vader te praat. En as Jesus dit gedoen het, hoeveel te meer moet ons dit nie ook doen nie. Ons moet vir ons 'n stil plekkie kry, waar ons alleen saam met Vader kan wees, waar ons kan bid, waar ons hart kan uitstort. En dit kan 'n plek wees in jou huis, dit kan 'n plek wees in jou tuin, maak nie saak nie, maar dit gaan daaroor dat dit 'n plek is waar jy ongesteurd met die Here kan praat. Sê ook vir jou mede-huisgenote, vir jou gesin, waar jou stilplek is, en wanneer jy so intoe gaan, dat hulle jou nie pla nie, dat hulle jou nie steur, en hulle weet, jy trek daai deur agter jou toe, dit is jou tyd, dit is jou plek, saam met die Here. En saam met hierdie ene gaan natuurlik ook 'n gebedshouding. Partykeer het 'n mens nie 'n plek so seer nie, maar daarom moet jy in 'n gebedsposisie kom. En natuurlik is kniel die gebedsposisie wat alom bekend is as 'n posisie waarin 'n mens bid. So as jy sukkel om te bid, as dit vir jou voel, jy bid in die plafon vas, God hoor nie meer jou gebede nie. Dink so 'n bietjie, hoe bid jy, waar bid jy? En gaan kry vir jou 'n stil plek, en gaan kniel dalk, en bid dan, en konsentreer dan dalk net so 'n bietjie beter, wanneer jy met God praat, sodat jou gedagtes nie oral heen dwaal nie. En die laaste gebedspraktyk of die gebedsgeheim wat God se hart aanraak is, gebruik 'n modelgebed. Wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat ek nie net na God toe sal gaan met 'n inkopieslys van, Here gee my dit, doen dit vir my. Met ander woorde, ek gaan bid nie net vir my behoeftes nie. Want ons kan maklik daarin vasgevang word, want ons het so baie behoeftes elke dag, en ons wil vir die Here moet vir my dit gee, die Here moet my daarmee help, en die Here moet daar wees vir my. Maar
as ons kyk hoe Jesus sy disippels leer bid, die Onse Vader gebed, dan het die Onse Vader gebed 'n vorm. Jesus begin deur lof aan die Vader te bring. Dan bid hy vir die koninkryk en vir God se wil wat moet geskied. Dan sê hy ook, ons moet bid dat God vir ons sal gee wat ons nodig het vandag, vir ons daaglikse brood. Dan is daar ook 'n komponent van vergifnis en eindig die gebed weer met 'n lofprysing aan die Vader. So, ons kan ook 'n gebedsmodel gebruik en daar is verskeie. Daar's onder andere die Pray model, wat staan vir, dis 'n akroniem in Engels, wat staan vir praise, die P, R is vir repentance, die A is vir asking, en die Y, die lang Y is vir yielding. Dan kry ons ook die Acts model, en die A staan natuurlik vir adoration, lofprysing, loof die Here, begin daarmee, en die C staan vir confession, bely jou sonde, vra om vergifnis, en dan staan die T natuurlik vir thanksgiving, en die S vir supplication. Nou ja, as 'n Afrikaanse persoon wat nie goed is in Engels nie, moes ek daardie supplication eers gaan opsoek, en dit staan vir om in nederigheid voorbidding te doen. So om in nederigheid 'n request, 'n versoek aan die Here te bring. So dit is van die modelle wat jy kan gebruik. En dit kan jou help dat jou gebed nie net 'n vraelys is van Here asseblief gee my dit nie net 'n inkopieslys nie, maar dat jou gebed baie meer diepte het. So dit is my 5 vinnige gebedsmetodes of praktyke wat jy kan gebruik om jou gebedslewe te verdiep. En ek bid dat jy dit regtig sal toepas en vir my sal laat weet my in die opmerkings watter van hierdie dinge doen jy, watter werk vir jou, watter is spesiaal vir jou en ook dalk ander gebedsmetodes of praktyke waarvan jy weet wat jy vind vir jou werk en wat net jou gebedslewe verdiep. Deel dit met ons sodat ons van mekaar kan leer. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Onthou om te subscribe, onthou om die video te share, onthou om as jy nog nie 'n member is nie, dit te oorweeg om as 'n member van die kanaal aan te sluit. 'n Mooi dag verder. Alles van die beste. Totsiens.